Goeiedag en baie welkom hier saam met ons op 'n maandagoggend en op jeugdag vandag. Ek hoop en bid dat jy 'n goeie dag het vandag en bietjie sal dink aan ons land en ons toekoms en ons jong mense. Ook waaroor ons praat vandag. Ons is besig met die reeks wat sê, jy sê teenoor wat God sê, en in besonderheid praat ons oor, jy sê sekere mense verdien die liefde, verdien die genade, verdien nie 'n tweede kans nie, maar God sê, ek is lief vir alle mense. Ek het 'n droom, 'n plan, ek het my beeld en gelykenis in alle mense geplaas. So, kom ons gaan lees saam en hierdie hele week gaan ons bietjie aan hierdie skrifte werk, oor jy sê, God sê, oor jou liefde vir jou naaste. Matteus 5 vanaf vers 43 af. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê, en jy moet bid vir die wat jou vervolg. Kom ons hanteer net die eerste gedeelte. Jy het gehoor dat daar gesê word, jou naaste moet jy lief hê, maar jou vyande mag jy haat. Dit was 'n baie streng kultuurding. Die Fariseërs, die Jode van daai tyd, hulle het gesê, net ons is belangrik. Ons is die uitverkore volk van God. So, 'n Fariseër het gekies wie hy lief het. En as jy nie die wet geonderhoud nie, as jy nie 'n ortodokse Jood was wat streng geleef het volgens die Ou Testament wette nie, het hy ook gekies om jou nie lief te hê nie. Sy naaste was net die mense wat geleef het soos hy geleef het. En ons sien dit vandag nog, selfs in kultuurgroepe. In Afrika is daar baie stamme wat sê, as jy 'n my stam is, het ek jou lief, maar as jy nie 'n my stam is nie, kan ek jou doodmaak en dis nie moord nie. Wanneer ek 'n weldaad vir my stam doen, dan wys dit liefde vir my stam. So, dit is 'n siening wat baie gewild is tussen mense. Ek het net diegene lief wat soos ek is. Ek het net diegene lief wat soos ek lyk, wat my smaak het, wat my tipe beroep of intelligensie of tipe kultuur of wat ook al het, my godsdiens is. Ek het net lief die wat soos ek is. En Jesus kom en Jesus sê, jy sê, maar ek sê, maar God sê. Jy moet jou vyande, mense wat anders as jy is, ook lief hê. So ek en jy moet ondersoek instel. As jy sit in 'n winkelkompleks, in 'n coffeeshop, en mense loop so verby, ons geniet dit mos om te doen, om mense dop te hou, en jy sien mense wat anders as jy is, wat is jou eerste reaksie? Is daar dadelik 'n veroordeling, God gaan hulle straf, God moet hulle uitsorteer, of kyk hoe sleg lyk hulle, of kyk dit, of kyk dat, wat is die eerste reaksie binne in jou hart? Dan weet jy of daar iets in jou is van, jy sê en God sê. As daar 'n aggressiewe gevoel is, dan weet ek en jy, daar's iets in ons binneste van, ons dink ons is beter, en ons leef nie volgens God se gedagtes nie. Kom ons bid saam vir hierdie genade. Hemelse Vader, as binne in elke mens, binne in elke kultuur, is daar 'n kultuur liefde. 'n kultuur lojaliteit, is daar 'n godsdiens lojaliteit van, net die wat soos ek is, sal ek ondersteun en lief hê. Maar u koninkryk is 'n koninkryk van liefde vir alle mense. En dis wat ons wil bid vandag, Here, help ons om ons naaste lief te hê. Maak nie saak wat 'n kultuur, wat 'n groep, wat 'n godsdiens nie. Help ons om soos ons Vader in die hemel lief te hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.